Ek is baie opgewonde oor hierdie program, 88, en ons gaan in hierdie program praat oor God gee ons nog genade, en dat God eintlik die groot verdrukking teruggehou het. Kom ons bid saam. Vader, dankie Here. Dankie dat U in U siklusse soveel keer al die verdrukking teruggehou het, Here. Ek bid, Here, soos wat ons nou bid, ek bid, Here, dat U my sal lei in hierdie openbaring, Here, wat baie kontroversieel kan wees, maar ek bid, Vader, dat ek onder die salwing van die Heilige Gees hierdie openbaring sal kan bring, Vader. En dat ons kan sien, Here, hoe U ons absoluut aan die hand hou, en hoe U ons as 'n genadige God vooruit waarsku, en ons nog tyd gee in Jesus se naam. Halleluja. Amen. Ja, ons het laas week gepraat oor hoekom die jaar 2019 en die jaar 2020 so belangrike profetiese jaar was, en hoekom dit die draai van 'n 7-jaar siklus begin het. Maar wat interessant is, in daardie jaar het COVID die wêreld geslaan. En ek wil iets met jou deel wat in daai jaar gebeur het. Ons het 'n video op my YouTube kanaal, Hendrik Witness, wat genoem word The Lukewarm Church. En dis 'n 2 ure video, jy kan gaan kyk na hom. Maar ek wil net 'n openbaring uit daai video uit vir jou bring, wat die Here my daai tyd gewys het. So wat gebeur het in die jaar 2020, weet ons, het die hele aarde, skielik in April van die jaar 2020, het ons in lockdown ingegaan as gevolg van 'n pandemie, wat die hele aarde getref het. Maar nou kom dit al meer en meer uit, in die nuus en in navorsing, dat hierdie pandemie, ja, het was erg geweest, was eintlik geskep geweest deur mense. En in daai jaar 2020 het ek 'n droom gehad. Ek was in Uganda geweest, en terwyl ek in Uganda was, ek moes daar gewees het vir, ek dink vir 2 weke, maar in die eerste week droom ek hierdie droom, en die Here wys my, ek sal moet terugkom uit Uganda uit, want iets is op pad om te gebeur. En dit was net die tyd gewees wat die Wuhan virus uit China uit ontsnap het, en dit het begin om al die lughawens, het begin om toe te maak, en ons was half bang gewees dat ons sou nie kon terugkom uit Uganda uit nie, en so ons moes die eerste vlug terugkry, sodat ons terug kon kom Suid-Afrika toe, voor 'n lockdown sou plaasvind. Maar wat interessant was, in die tyd droom ek 'n droom, en ek sien 'n man wat daar so staan, en die man draai so na my toe, en toe die man na my toe draai, toe verander hy in hierdie aaklige, vieslike demoon. En hy kyk so na my hierdie ding, en hy blaas, soos 'n slang, blaas hy so na my toe, en daar kom 'n tong, 'n gespete tong uit sy mond uit, en 'n blou LED lig kom uit sy tong uit, na my toe. En hy draai weer terug, en hy verander weer in 'n mens, en hier's 'n vrou hierso, en die vrou en die man werk so half saam, en ek weet, hulle is accomplices, hulle werk saam in hierdie hele ding, en ek word wakker. En ek vra vir die Here, wat beteken hierdie? En die Here sê vir my, hierdie virus is deur mense gemaak. En dit is demonies. En die vyand, die demoniese aksie agter dit, gebruik hierdie tong, wat die media is, om dit aan te blaas, sodat ons kan meer en meer vrees. Maar wat interessant was, daar was 'n blou LED lig, wat uit sy tong uitgekom het. En toe verander hy weer terug van 'n demoon af na 'n mens toe, en die Here sê vir my, hierdie vrou is vrees. En vrees werk saam met hierdie pandemie, wat geskep was deur 'n mens, en deur mensdom, sodat ons kan vrees. Sodat ons in 'n lockdown kan ingaan. En sodat die aarde kan gesluit word, sodat dit wat hulle eintlik beplan het, kan plaasvind. Ek kom toe, terug in Afrika toe, en in Suid-Afrika bel 'n vriend van my uit die Kaap uit, baie goeie vriend van my, ons gaan altyd saam ons evangeliseer bo in Afrika, saam, hy is evangelis, en ek is die profetiese persoon, en hy vertel vir my, hy het 'n droom gehad, en soos hy die droom van my vertel,
begin die Heilige Gees my die openbaring van sy droom gee. En ek wil vir jou sy droom vertel. In sy droom hy, hy's in 'n Boeing, hy's in 'n passasiersvliegtuig, en 'n groot passasiersvliegtuig wat kom land in 'n baie moderne stad. En soos hy in hierdie moderne stad kom land, sien hy daar's geboue, en die geboue is so naby mekaar, dat hy amper nie kan land nie, so naby is die geboue, en so die aanloopbaan en die breedte van die aanloopbaan is so nou, dat die vliegtuig presies perfek binne in hierdie aanloopbaan moet inkom, en soos hulle kom land, weet hy die aanloopbaan is ook te kort. So, daar's baie dinge verkeerd in hierdie droom. 'n Vliegtuig kom land in 'n moderne stad, maar die aanloopbaan is so nou, dat die vliegtuig kan amper binne die geboue vasvlieg, en toe die vliegtuig nou uiteindelik kom land, toe weet hy die aanloopbaan is te kort. En in sy droom begin hy gereed te maak om, soos die Engelsman sê, to brace for impact. En hy druk sy kop tussen sy bene in, en hy maak gereed vir die ongeluk. En skielik, bonatuurlik, kom 3 manne in wit klere in die vliegtuig in. En die 3 manne neem die beheer van die vliegtuig oor. En wat so interessant was, die oomblik toe hy verwag het, nou gaan hulle in 'n botsing wees, en hulle gaan verongeluk, toe bonatuurlik verongeluk hulle nie. En nog iets anders wat gebeur is, hulle reverse toe hierdie vliegtuig agteruit op hierdie nou aanloopbaan uit hierdie stad uit. En hy sê op een stadium met die vlerk van die vliegtuig die gebou gekrap, soos wat hulle hierdie Boeing agteruit reverse uit hierdie stad uit. En wat beteken die droom? Drome is baie belangrik, en die uitleg van drome is verskriklik belangrik. Maar die Here wou iets vir ons kom sê het profeties. Hy het my kom waarsku dat hierdie pandemie is deur mense gemaak, en dit werk saam met vrees. Maar die blou lig was die interessantste ene, wat uit die tong uit van hierdie demoon gekom het. En ek kom terug by die huis, en ek weet, dit is baie kontroversieel, maar soos ek by die huis kom, begin ek wonder, wat beteken die blou LED lig wat uit hierdie demoon se tong uitkom, en ek kom tot die konklusie, baie mense praat toe oor die gevolge van hoë frekwensie Wi-Fi, en so ons het 5G Wi-Fi, wat 100 keer vinniger is as ons normale 4G, 4G Wi-Fi, en 4G+. So dis 'n ontsettende hoë spoed, wat hierdie Wi-Fi het, en baie mense vermoed dat dit 'n negatiewe effek kan hê op ons liggame as gevolg van die hoë vibrasies wat dit het. En dit is nog onder baie toetsing wat plaasvind om te sien wat is die effek van Wi-Fi en veral hoë spoed Wi-Fi op ons liggame. Maar die Here kom wys my, hierdie blou lig kom uit sy tong uit. En ek vermoed toe dat dit te doen het met Wi-Fi. En ek stuur hierdie profesie uit, en iemand stuur vir my 'n woord terug. Nou ek is ingenieur, ons het fisika gedoen, en hy sê, kyk hierso, wat is corona discharge? So, corona discharge is 'n wetenskaplike term wat gebruik word vir wanneer jy weet, as jy 'n weerligafleier het langs jou grasdak, dan trek die potensiaal op in die weerlig, en die wolke word gelaai, en daar's 'n ontlading wat kan plaasvind tussen die wolk en die weerligafleier. En baie keer wat gebeur is, hy skiet sulke blou vonke uit die punt van die weerligafleier af. En daai blou vonk word 'n kroon genoem, dis corona discharge word dit genoem. En as jy kyk wat is corona discharge, dis die blou lig wat bo uit 'n weerligafleier uitkom. En dit is die tegnologie wat gebruik word vir Wi-Fi. Halleluja. Sê God se woord is so konsekwent. As God praat, is hy so konsekwent. En hy begin vir my wys dat hierdie blou lig is die frekwensie wat gebruik word om Wi-Fi te kan laat plaasvind. En in die droom wat my vriend vir my vertel, besef ek skielik iets. Ek het nog 'n droom daarna gehad wat ek nou net vir julle sal vertel. So ons het 3 drome wat ek saam by mekaar sit om te wys dat God eintlik die groot verdrukking uitgestel het. Halleluja. En so wat gebeur het is, my vriend sê vir my,
dis wat hy gedroom het, en die Here sê vir my skielik, die stad waarin hierdie vliegtuig kom land is Wuhan. En wat gebeur het in Wuhan, wat deur mense gemaak was, het hulle 'n baie klein venstertydperk gehad om dit uit te rol. En hulle het 'n kort tydperk gehad om dit uit te kan rol, en as hulle geslaag het ons as die mensdom, het ons verongeluk. Halleluja. Jy sien, hulle wou ons in iets gelei het, hulle wou iets veroorsaak het, sodat die mensdom kan verongeluk. Maar toe stap God bonatuurlik in, en hy draai hierdie proses om. Hy stop hierdie proses, bonatuurlik, en draai hierdie proses, hy stop dit net nie, hy draai dit om, sodat dit nie kan plaasvind nie. Jy sien, God se genade is amazing. God gee ons nog genade. En toe ek hierdie openbaring kry, toe besef ek, en die Here sê vir my toe op daai oomblik, as hulle reg gekry het wat hulle wou reg kry, was ons in die groot verdrukking gewees. Ons sou in lockdown gegaan het vir 'n lang tydperk, en die klein besigheid sou mekaar geval het, die ekonomie van die wêreld sou begin aan mekaar geval het, en hulle sou hulle een wêreldgeldstelsel kon ingebring het, hulle sou ons in 'n plek kon sit waar hulle ons kan vashou, en as ons nie gehoorsaam nie, dan is ons basies teen die stelsel. En dan sou daar's baie gevolge wat dit sou kon gelei het, maar God het dit teruggehou. My laaste droom wat ek jou wil vertel, wat ek daarna gehad het, ek droom een nag, ek staan op die aarde en ek kyk, en ek sien die aarde voor my, en ek sien 7 planete agter die aarde, wat die aarde druk in 'n sekere rigting in. En soos ek sien hulle druk die aarde, kyk ek waarheen druk hulle die aarde, en ek sien hulle druk dit na 'n muur toe. En hierdie muur wat hulle die aarde na toe druk, gaan hy in bots. Dis 'n soliede muur wat die aarde in gaan vas in bots. En met die verskyn daar 'n wifi in my droom onder die aarde. En die Here sê vir my in die droom, gebruik hierdie meganisme, radar, wifi meganisme, om die aarde se botsingskoers te verander. En skielik draai die aarde, en die aarde draai en beweeg in parallel met hierdie muur, waarin hy sou vasgebots het. En ek dink by myself, wow, dis amazing, en ek sien daar's 'n groef waarin die aarde is, en hy kan nie links nie, hy kan nie regs nie, hy moet net vorentoe. En ek kyk so vorentoe om te kyk, waarheen gaan die aarde nou? En ek sien daar's nog 'n betonmuur. En ek besef, al wat God gedoen het, hy het die tyd uitgestel. Halleluja. Sien, God stel die tyd uit. God bly aanhoudend die tyd uitstel. En ons moet gereed wees. Ons moet besef, ons moet dit doen wat ons nou kan doen, want God gee ons nog genade. Onthou, hy het gesê, hy gee ons 7 jaar van genade, hy gee ons selfs 14 jaar van genade. Ons weet nie of dit 7 jaar is nie, ons weet nie of dit 14 jaar is nie, al wat ons weet is, God gee ons nog genade. En so ek wil jou vandag bemoedig. Ek wil jou vandag, as jy 'n Christen is, en jy lewe 'n lewe wat nie voluit vir God is nie, dat jy gaan sê, Here, dankie dat jy nog genade gegee het, ek gaan hierdie genade gebruik. Of as jy nog nooit 'n Christen was nie, en jy het nie besef dat God kan praat nie, en jy besef, maar God het gepraat, dan kan jy terugdraai na die Here toe en sê, Here, dankie dat ek nog genade op hierdie aarde gekry het. En so, dan moet jy ook besef, agter die skerm sit daar mense met aaklige planne, mense met planne vir verwoesting vir die mensdom. En dit kom, die profeet Daniël het dit gesien, het gesê daar kom 'n verwoesting. Hoe dit ook al gaan lyk, gaan ek jou nou in die toekoms nog wys, wat se verwoesting op die ouene wel gaan uitspeel. Hulle het 'n pandemie geskep, die kanse vir nog pandemies is goed, maar ons moet weet wie ons is in Christus. Ons moet weet waar ons weggesteek is in Christus. En ek wil vir jou bid gou. Vader, dankie Here. Dankie vir u genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie dat u ons nog genade gee. Here, ons kan nie imagine, ons kan nie dink dat ons dalk in 'n tydperk kan wees wat so geleende tydperk is. As dit nie vir u was nie, was ons in 'n totale ongeluk gewees. Maar ek bid Here, en ek prys U Here vir genade. Ek dank U Here dat U genade op genade aan ons gegee deur Jesus Christus. En dat ons hierdie genade sal vat
en sal toelaat dat die genade in ons hart sal werk, om ons te verander en ander rondom ons te verander. Dankie Here, dankie Vader dat jy ons praat vandag nog deur drome, deur visioene, en dat ons hierdie profetiese woorde ten harte sal neem, en ons lewens sal draai, in Jesus se naam. Halleluja. Baie dankie vir jou tyd, dankie vir die feit dat jy hierdie program gaan uitstuur na almal toe wat jy kan, sodat hulle kan besef, ons is 'n genade tydperk. Jy weet, so maklik, wanneer dinge begin beter gaan, dan begin ons weer vergeet. Moenie vergeet nie, moenie vergeet waar ons was nie. Ons was vir amper 2,5 jaar lank in lockdown gewees. Ons kon daarin gewees het, totdat hulle ons gemerk het met hulle merke, en wat hulle planne was. Maar God het ons nog genade gegee. Gebruik hierdie genade tydperk. Kom volg ons op ons kanaal, Hendrik Witness, op my YouTube kanaal, of op ons Patmos Studio kanaal. Op my playlist Hendrik Foster, en daar kan jy ons programme volg, en die reekse deurwerk, sodat die Here jou kan voorberei, sodat jy op die regte plek kan lewe, sodat die vyand nie aan jou kan raak, in hierdie genade tydperk nie. Halleluja. Amen.